Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 4 April 2025 en ek groet julle hier vanaf die Ooskus en ek herinner elkeen van julle aan ons funksie vanaand daar in Margate by die Margate Vliegklub. Kom ons by mekaar om 1800 vir 18:30 en ons gaan lekker saam gesels oor die drama en probleme wat ons in Suid-Afrika ondervind. En dit is uit die aard van die saak oop aan ons lede, maar ook aan alle ander belangstelling. Dis wat wil kom luister en wil kom saam gesels. Dan herinner ek julle aan môreoggend, Saterdag, die 5de April. Dan is ons in Pinetown, daar by die New Germany Sports Club, vanaf 10:30, 10:30 vir 11:00, waar ons dan ook lekker saam gaan gesels. En daarmee sluit ons dan ook ons Natalse toer van die afgelope week af. Ons hoop dan ook dat almal wat wou luister, welkom luister het, want ons kan nie meer so gereeld as in die verlede herhalende besoeke bring nie. Die land is groot en daar's ander gebiede wat ons ook in hulle omgewing soek. Dan herinner ek ook aan vandag se opmars daar na die Uniegebou toe. En dit is natuurlik vandag Vrydag die 4de April en ons moedig maar mense aan om uit die probleemareas uit te bly, uit die Pretoria se CBD. Ons het nog geen verdere berigte gekry wat aandui op 'n toename of versterkte weergawe van wat gaan gebeur nie. Persoonlik dink ek dit sal 'n relatiewe klein optog wees. Dat dit sal plaasvind is waarskynlik so, maar dit hou heel waarskynlik nie gevaar in op lands- en nasionale vlakke nie. Maar ons ken almal die teorie van die padda in die warm water. 'n klomp paddas en dis al in 94 voor 94 die opmerking gemaak deur niemand anders as Pinocchio nie. En Pinocchio het al gesê, jy weet, hoe hulle hierdie Afrikaners gaan hanteer, hierdie boere gaan hanteer. Dit gaan wees soos 'n klomp paddas in 'n pot water. Aanvanklik is die water koud en dis gesond vir die paddas en die paddas is te vrolik en te lieflik, hulle bly in hierdie omgewing. Maar daar is so 'n klein vlammetjie wat aangesteek word onder hierdie pot. En hoe warmer die pot raak, hoe meer gewoond raak die paddas aan die temperatuur wat stadig besig is om warmer te word. En dan op 'n stadium bevind die paddas hulle self in 'n pot wat kook en hulle dit nie sien kom nie. En dan is dit te laat om uit die pot uit te spring. En dis presies wat ons in Suid-Afrika gesien gebeur het oor die afgelope klompie jare. Daar kom so stadig 'n nuwe wet in. Ons kla so 'n bietjie daaroor en dan word dit aanvaar en almal lewe maar aan. So jy pas aan rondom hierdie wetgewings en dinge wat ingebring word. So daai water raak warmer, maar jy sien nie 'n gevaar in die water wat warmer raak nie. Totdat die pot natuurlik begin kook en dan is dit vir almal te laat. Nou net so is hierdie nuwe wetgewing wat nou amper deurgesluip word, so deurgedruk word deur in die agterkant van die wetgewer, so op 'n skelm manier ingesluip word, sodat as daar nie beswaar aan nie, dan raak dit nou wet binne 'n sekere tyd. En hulle skep 'n hengse klomp aandagaftrekkers wat mense aandag hou sodat hierdie wet deurgesleep kan word. En dis natuurlik die wet op die sekuriteitsdienste. Waar hulle nou begin sê, maar hierdie sekuriteitsdienste moet beperk word in die uitvoer van hulle vermoëns. Want die sekuriteitsdienste is inderdaad getalle gewys aansienlik sterker en dalk beter opgelei as die polisiemagte in Suid-Afrika. Nou ons weet die polisie as sulks op hulle eie is nie in staat
om die inwoners van Suid-Afrika effektief te beskerm nie. Maar daar is 'n rede, dink ek, hoekom hulle die sekuriteitsdienste aan bande wil hê. Met nuwe wetgewing soos onder andere dat handboeie nou beskou word as 'n wapen. Dit moet uitgereik word teen 'n mars of teen 'n serial nommer. En hierdie boeie, hoe om dit aan te sit, is 'n kursus wat mense sal moet volg om dit dan te gebruik. Dan ook moet jy 7 dae voor die gebruik van rubberkoels aansoek doen daarvoor, so asof jy gaan weet wanneer hierdie protesoptogte en so meer gaan plaasvind, wanneer daar probleme gaan wees. Ons sien dat die aanwending van wapens baie meer beperk word deur hierdie nuwe wetgewing, waar jy mag skiet en nie mag skiet nie, waar jy dit mag aanwend en nie mag aanwend nie. Ons sien dan ook dat semi-outomatiese wapens en langgewere net in sekere omstandighede gebruik mag word, soos die beskerming van die mees waardevolste items wat vervoer word, soos byvoorbeeld die cash in transit. Dan sê hulle natuurlik ook dat wapens moet nou 'n tracking device hê, sodat hulle kan kyk waar die wapens heen gaan. Maar ek dink daar word gerieflikheidshalwe vergeet van wie die grootste verskaffer van wapens aan die syndikaate in Suid-Afrika is. Wie verloor die meeste wapens? En daarom is 'n tracking nommer waarskynlik meer van toepassing en sal dit meer van toepassing wees op die polisie en die weermag, want ek dink hulle verloor die meeste wapens in Suid-Afrika. Maar dan iets wat vir my uitstaan hier is, dit word net gebruik om die mees waardevolste items te beskerm. En ek het altyd gedink dat die inwoners van die land, is die mees waardevolste items. Maar dit blyk nou nie so te wees nie, want lewensverliese het normaal geword. Dis onbelangrik om hulle te kan beskerm, maar ek dink hierdie lamlegging van die sekuriteitsdienste is 'n stappie nader aan die ontwapeningsproses van alle inwoners in Suid-Afrika. Dis net nog 'n bietjie water wat warmer gemaak word in 'n poging om uiteindelik hierdie klein minderheidsgroep lam te lê. Ek vra verskoning daarvoor. Maar dit is vroegoggend hierso teen die see en het sy effek. So die feit dat sekuriteitsdienste meer effektief is as die SAPS, ons kan dit indink dat dit 'n doelbewuste beplanning is om hierdie mag, hierdie vermoë te verswak, weg te vat en eintlik totaal lam te lê en dan die volgende stap te doen en te sê, right, nou gaan ons kom by ontwapening. En die oomblik as ons ontwapen is, en die sekuriteitsdienste is lam gelê, dan is ons 'n ope prooi vir enige iemand wat sou belangstel. Hierdie het verrykende implikasies op elkeen van ons en ons moet 'n in diepte ondersoek doen na wat is aan die gang, waar sien ek myself, hoe dink ek gaan ons te werk gaan as die sekuriteitsdienste wat nou die mooi komplekse en die winkelsentrums beskerm, as hulle vermoëns dan nou so beperk gaan word, wie gaan jou beskerm anders dan jouself? En dit is wat vir ons oorbly. Ons oorbly, al wat oorbly is om te ontleed, om te beplan en te organiseer en te organiseer. Stelselmatig word die beskermingsvermoë van ons afgebreek en weggeneem. Hoekom? Wat word daarmee beoog? Onthou die hele situasie van 94 af, stadig is tempies ingebring, ons het al meer prys gegee, ons het al hoe meer hitte ervaar in hierdie pot wat kook, en nou is die pot amper by kookpunt.
Nou word die laaste goed weggevat en ons het nie meer die vermoë om uit hierdie kokende pot te kom nie en dit beteken dan die einde van die parras in die pot, wat inherent die einde van ons beteken in die politieke pot en uitwissingspot in Suid-Afrika. Ons moet dus beplan en organiseer, soos ek gesê het. Maar ons begin by ontleding en erken dat daar 'n probleem is in die eerste plek en raak betrokke by 'n organisasie wat nou reeds baie lank presies vir hierdie tipe van situasies voorberei en beplan. Nou ons het van die begin af gesê dat die land waarskynlik 100% in duie gestort waarvan sekuriteitsdienste uiteindelik een sou moes wees alvorens alles platval. En dan wanneer alles tot niet kom met 'n onvermoënde SAPS en weermag wat nie meer die inwoners kan beskerm nie, dis dan waar ons noodplan in werking moet tree, dat ons kan sorg dat ons as 'n groepering kan oorleef. Ten daardie nood sluit ek dan af vanoggend en geniet jou kondensmelk koffie, maak hom sommer lekker ekstra soet en dink mooi oor hierdie dinge wat ek gesê het vanoggend en dan onthou vanaand in Margate by die vliegklub, môre by die New Germany Club, Sportsklub daar in Pinetown waar ons dan ons reis deur Natal sal afsluit. Mooi loop, lekker dag en ja, staan sterk. Maak oop die oë en hou die wêreld dop.